Nou ja, hier sit ek, dit is die 20ste April 2025 en dit is nou 1329 Central African Time. Ek het vandag die plesier en voorreg om vir professor Dan Rood in die ateljee te hê en ek en hy gaan so 'n bietjie gesels. Die tema van ons gesprekke kan jy maar saamvat, ek sê ons stroop die bas af. Dat ons by daai regte ware hout uitkom en dat ons kan sien wat aangaan. Ons gaan nie self vaskyk in die bas nie. Welkom aan boord, Dan. Dis lekker om jou hier te hê. Baie dankie Colleen. En ja, goeiemiddag aan al die kykers. Maar jy het my net so 'n bietjie daar bevorder, hoor. Ek is nie 'n professor nie, maar ek het daarom 'n doktorsgraad. So jy kan sê dokter. Okay. Baie mense noem my professor. Ek weet nie hoekom nie. Ek het wel 'n jaar deur die tyd klas gegee in Durban, maar ja, ek ken 'n klomp akademie. Dis nie 'n onbekende wêreld vir my. Ja. Ek moet vir jou sê, daar was baie van my kanaalondersteuners wat al lank aan my sit, jy weet, ek en jy moet gesels. Sê ek vir hulle, jy's like jou. Dan is so fyn en fancy. Ek is maar rof om die rande. En wees en sy, dit kan sy beeldskade doen om saam met die boerieman op die skerm te kom. Ja, jy weet, ek is ook al soveel keer gekanselleer in die verlede en ouens wat slegte dinge van my geskryf het in die koerante, maar gelukkig is die meeste van die koerante nou al daarmee heen, so hulle het nou nie meer 'n plek om dit te skryf nie. Wel, Dan. En ja, daar was 'n vent, weet jy, daar's so 'n vent, wat sy naam, Roof Besuidenhout. Ek weet nie wat ander Besuidenhout. En enig het hulle my en hom en Piet Kroukamp genooi om daar op RSG te kom praat. Toe sê hy vir hulle daar, nee, hy kan nie saam met my op dieselfde program verskyn, want ek is melaats, of jy weet, ek weet kan jy glo, jy weet, maar daar's sulke mense wat hulle self aanstel. Kyk, hy's een of ander, ek dink hy het iets ook met wits te doen, alhoewel hy nou Afrikaans is, hy's ook 'n sanger of iets van die aard. Maar ek dink hy het gedink het gaan sy reputasie by wits skade aandoen as hy nou op dieselfde radioprogram as ek verskyn. Maar jy weet, is dit nie net kinderagtig nie? Jy weet, dit is net en dis eintlik 'n vorm van fanatisme op 'n manier, sou ek sê. As jy nie met iemand wil praat nie, want hy het 'n ander mening as jy. Jy weet, wat is hy dan? Is hy nou 'n katolieke inkwisiteur uit die 1400s of iets, jy weet? Dan, daardie soort ouens se grootste probleem is, hulle leef so solid in daai narratief wêreld wat hulle vir hulle self gebou het. Die grootste ding wat hulle vrees is feite. En hulle wil niks van feite weet nie. Glad nie. Ek het 'n interessante video gekyk waarin die ou praat. Dit is 'n lang video gewees, maar waarin hy praat oor waarin hy sê dat stupidity is gevaarliker as evil. Hy sê want evil het 'n plan en evil is logical. Hy sê maar stupidity is net narrative. En jy kan nooit 'n stupid persoon se standpunt verander nie. Ja, ek sê miskien saamstem met jou. Jy weet, in Suid-Afrika het natuurlik 'n groot, jy weet, skoot domheid, onnoselheid en wat ook al weg. Jy weet, want ek dink dit is so onnosel dat die ANC ooit hierdie land oorgeneem het. Jy weet, jy kan dit nie glo nie. Jy weet, ek was daar en jy weet, ek en my vrou het toe in Frankryk gebly daar in die 80er jare en een keer het hulle my uitgenooi in 1987 na so 'n konferensie wat deur 'n Duitse kerk gehou is daar naby Stuttgart, jy weet, en toe was daar 'n klomp sulke ANC mense ook daar teenwoordig, jy weet. En hulle was absoluut pateties, jy weet, hulle het daar in Pole gebly en party was nou in Swede, die wat gelukkiger was in Swede en daar het hulle nou baie geld gehad. Maar die wat nou in Oos-Europa, jy weet, in Oos-Duitsland of Pole en sulke plekke gebly het, hulle het nie geld gehad nie, jy weet, niks. Want dit was maar arm daar onder kommunisme. En daarso by die konferensie, daar was nou by in hierdie kerk, so 'n soort van 'n kerkkoshuis of iets. Daar was 'n biermasjiene waar jy nou so 'n blikke Duitse bier kon koop, jy weet. En maar hulle geld daar van Oos-Europa het natuurlik nou nie daar gewerk nie, jy weet. So toe het hulle nou so geld gebedel vir bier by mense, vir almal wat nou in die weste bly.
het hulle nou by hulle geld gebedel vir bier. En dit was my eerste indruk van hierdie ANC uitgewekenis. Toe dink ek by myself, as hierdie ouens uit Suid-Afrika moet regeer, gaan dit 'n absolute ramp wees. Jy weet, en tot my uiterste verbasing, dit gebeur. Jy weet, omdat die Broederbond en die Nasionale Party so onwissel was om dit te laat gebeur. Dit is net ongelooflik. En jy weet, destyds het ek dit al begin, jy weet, sê, of jy weet, ek het dit selfs in die vroeë 2000s in my rubriek en rapport geskryf. Maar jy weet, dit het 30 jaar gevat vir mense om in te sien wat se ramp hierdie hele bewindsverandering was. Jy weet, daar's nou nog mense wat te kere gaan oor Mandela en die 94 wonderwerk en sulke goed. Maar jy weet, ek dink as die ander ding is ook in die vroeë 90er jare was die internet nog nie daar nie. Ja. Dus ek dink nie dit sou gewerk het as die internet bestaan het destyds nie, want dan sou mense meer geweet het. Hulle sou nie net gelees het wat hulle in die koerant gesien het nie. Jy weet, in die media, soos ek het sien, jy weet, dit was eers die Britse media, hulle het hierdie ding, eintlik hierdie ANC oorname gedryf, en toe het die plaaslike media, hulle die plaaslike media beïnvloed, en toe die plaaslike media nou maar vir die mense gesê het, nee, ons het nie 'n keuse nie, jy weet, die ANC moet nou maar oorneem, maar hulle het dit ook nie aanvanklik so gestel nie, hulle het net vir jou gesê met ja stem, of die onderhandelings moet voortgesit word, maar dit is geïnterpreteer as, jy weet, 'n vrypas om net alles op beskikbaar word aan die ANC te oorhandig. Nou sou mos 'n tweede referendum wees, maar dit het nie plaasgevind nie. En nou 30 jaar later sit ons met hierdie verskriklike babbelaas van, jy weet, diefstal en korrupsie en jy weet, en verval, jy weet, wat plaasgevind het. En mense begin nou so vaagweg wakker skrik en wonder waartoe is ons nou op pad. Maar nou jy het gevra ook oor die Kieleboer storie. Oor daai, jy het vir my gesê jy het 'n ding gelees vanoggend oor Kieleboer. Vertel ons 'n bietjie van dit. Ja, nee, dit is op Netwerk 24 en ek sien, jy weet, dis die redakteur, ek dink hy's nog steeds die redakteur van die City Press en hy het 'n rubriek geskryf en hy sê, hy gebruik nogal die woord bloody. Hy sê Julius moet net ophou om sy bloody liedjie te sing, jy weet. En ons moet nou vergeet van die liedjie en so meer, maar ek begin die liedjie eintlik nou geniet, weet, want ek dink daai liedjie was 'n groot fout wat Julius Malema gemaak het, wat die ANC gemaak het, wat die howe veral gemaak het. Ja. Jy weet, want daai verskriklike vrou wat daai by die Appelhof, daai Raylene Keatley, sy het mos vir AfriForum daar in die hof uitgevreet. So 'n vroumens hier van Johannesburg, sy bly in Parktown of iets. Jy weet, ek dink sy het in haar lewe nog nooit gepraktiseer as 'n advokaat nie. Sy het net so van wits afgekom, toe klaar waarnemende regter gemaak, toe word sy skielik regter binne 'n paar maande en toe word sy sommer appelregter. Nou, jy weet, in die ou dae sou so iets nooit gebeur het. Jy weet, jy moes eers 20 jaar as advokaat, senior advokaat praktiseer en dan word jy waarnemende regter, dan sloof jy jou af vir nog 10 jaar. En miskien dan, as jy regtig goed is, sal hulle jou bevorder na die Appelhof toe, maar sy het sommer net so binne 3 jaar van een of ander linkse dosent by Wits, het sy appelregter geword, en sy het vir AfriForum daar in die hof uitgevreet en vir hulle gesê, kyk, julle is Afrikaners en julle is regs en ek is 'n progressiewe Engelssprekende en Kieleboer is kultuur. En Julius Malema lewer net 'n toespraak as hy Kieleboer sing. En sy vryheid van spraak word beskerm deur die grondwet. Maar ek dink daar het ou Keatley en die ANC en die grondwethof, want hulle het dit agterna bekragtig. Wel, hulle het mos toe, dit was nou 2 weke gelede of iets, kyk, Willie Spies, hulle het mos aansoek gedoen om verlof tot appel. Ja, en dis geweier. En dis geweier. En hulle het in een sin dit net geweier. So nou is Suid-Afrika nou 'n land waar, jy weet, hierdie liedjie is nou gewettig en dis kultuur.
Nou as dit is hoe die kultuur lyk van die nuwe Suid-Afrika, dan moet hulle maar daai liedjie wêreldwyd begin uitsaai dat die res van die planeet ook agterkom hoe lyk die kultuur van die nuwe Suid-Afrika. En ek dink Trump en Elon Musk en al hierdie ouens, hulle het al deeglik daarvan kennis geneem. Verseker. Jy weet wat vir my opvallend was, Dan, toe hierdie kom ons noem dit nou maar onder ons hier tussen die ANC en Trump begin spoed optel. En Trump het daai USAID gekanselleer en hy het sy redes gegee. En wat vir my opvallend was, is omtrent in elke Twitter post wat gemaak word deur die ANC, bevestig hulle die goed wat hy sê. En dan probeer hulle dit regverdig. So hulle bevestig hulle van beskuldig en dan probeer hulle dit regverdig. Ek meen, kyk nou hierdie gemors rondom Rasool. Rasool is uitgerasool uit Rusland, uit Amerika uit, oordat hy Trump beledig het. So wragtig, hulle sit hierdie Jonas in en die video's loop waar hy presies dieselfde doen. Ja, presies. Nou, jy weet, ek haal baie keer, ek het 'n geliefde gesegdes uit die boek van Moses uit oor. Moses 6 vers 6 sê duidelik, stupid mense moet suffer. Nie sal suffer of kan suffer of wil suffer, hulle moet suffer. En dit is nou 100% in Moses 6 vers 6 hierdie, van die ANC. Nou wat baie interessant was, ek weet nie of jy dit opgetel het nie. Die Amerikaners het al 'n klompie jare terug begin met 'n hofsaak teen MTN, om hulle te verklaar as 'n maatskappy wat terrorisme ondersteun. Maar daai saak het nou maar daar gelê. En eergister, toe kom 'n district judge en hy gee uitspraak op 'n deel van die saak en sê hulle kan net na Jonas se goed, hulle kan voortgaan. Hoekom is dit belangrik? Jonas is die voorsitter van MTN, of 'n direkteur van MTN. Nou sê ek nou gisterand vir my mense, toe ek nou live doen, toe maak ek sommer 'n joke, toe sê ek, imagine, as Jonas daar sy voete neersit op 'n lughawe in Amerika, en sit hulle hom in bangles en sê, jy bly nou hier tot die saak verby is. Ja, nee, hulle is heeltemal, weet jy, die Amerikaners maak net wat hulle wil, hoor. Kyk, daar was 'n Franse bank, jy weet, BNP Paribas, ek dink hulle is die grootste, alhoewel Crédit Agricole is seker op papier groter, maar Crédit Agricole is mos nou hulle landboubank wat eintlik op die platteland baie groot is, maar dis 'n baie groot bank, is onder seker in die top 10 of top 20, en ek dink hy en BNP Paribas is omtrent ewe groot, maar hulle sê dat een transaksie deur BNP Paribas gaan, waar, jy weet, sê nou maar vir 'n breekdeel van 'n sekonde het dit in New York grond gevat of iets, waar 'n maatskappy vir 'n ander maatskappy in Iran betaal het of iets. En nie eers in dollar nie, jy weet, maar daar was net so 'n flikkering daar in Amerika. Hulle het vir BNP Paribas aanvanklik, ek dink agterna het hulle dit geskik vir $3 miljard, maar hulle het hulle aanvanklik met $10 miljard beboet. Nou, jy weet, daai distriksaanklaer daarso in New York, waar ook al, hy kan vir MTN met sy totale omset per jaar beboet as hy wil, jy weet. Ja. So ja, en soos jy sê, ek het al 'n bietjie daaroor gepraat op ons kanaal op Praag TV, maar hierdie goed gebeur nie toevallig nie. Jy weet, al hierdie goeters wat nou so opflikker. Verseker. Toevallig nie. Ek dink daar is 'n plan. Daar is verseker 'n plan. Ja. Jy weet, Dan, my opinie, en ek het dit al gesê, ek meen, ek het al in 2023 in September het ek 'n briekmerk gemaak, 'n skietmaak gemaak oor balkanization van Suid-Afrika. Nou, my persoonlike opinie is net, die Amerikaners het besluit die ANC moet gaan. Hulle is klaar met die ANC. Hulle wil niks met die ANC te doen hê nie. En hulle gaan die ANC finansiëel breek. Hulle is nie lus vir 'n oorlog hier nie. So,
Hulle gaan die ANC finansiëel breek. En nou vra mense, okay, as die ANC in duie stort, wat kom daarna? Die vraag is 'n regverdige vraag, maar my persoonlike opinie is daar gaan niks na die ANC kom nie. Die land gaan uitmekaar uitbreek in stukke. Elke stuk sal moet besluit wat gaan nou daar wees vir hom na die ANC. Want die ANC is goodbye, sover dit my aan betref. En dan het ek inligting, dis nou nie inligting nie, maar is inligting. Daar's geweldige onderlinge tweestryd in die ANC se topgeleedere. Baie infighting. Want natuurlik, ek is doodseker daar's 'n klomp van daai ouens wat besef, wow, as die Amerikaners vir hulle gryp, al hulle skatte wat hulle so gesteel en weggesteek het reg oor die wêreld is gone saam met dit ou man. Presies. Jy weet, want kyk, dis die ander ding. Ek het jy weet al 'n klompie goed gelees oor ja, ek dink daar's 'n Obiangu of iets, jy weet, van Ekwatoriaal Guinea. En jy weet, die pa was eers die diktator en toe maak hy sy seun die diktator of wat ook al, maar terwyl die seun nou so homself geniet het daar in Kalifornië en Switserland en al sulke plekke, het hy ook vir hom 'n hele versameling Lamborghinis en Ferraris en groot huise en goed opgebou. En in Kalifornië het hulle al sy goed net so gevat. En ook in Switserland het hulle dit ook gedoen. Jy weet, so, en ek dink selfs in Europa, in Frankryk het hulle dit gedoen. So, jy weet, al hierdie ouens wat geld gesteel het van die ANC, hulle sit op fortuine, jy weet, hulle het honderde miljoene, het hulle gesteel. Nou, of hulle het huise en karre daarvan gekoop, of dit sit iewers in 'n bank. En die Amerikaners, daar's genoeg internasionale wetgewing, wat die Amerikaners jurisdiksie gee, om daai goed net te vat en te konfiskeer. So, jy weet, hulle het al hierdie gesteelde bates, wat hulle nou oor 30 jaar ingepalm het, en ek dink dis waarvoor hulle bang is. Nou van hulle het seker stawe goud in 'n Switserse bank, jy weet. Maar nogtans, jy weet, daai goed moes ingekom het, en daar was 'n transaksie, of iets, so daar moet 'n rekord daarvan wees. Daar's altyd 'n spoor, daar's altyd 'n spoor. Altyd. Ja. Jy weet, toe ek op Waarsie was, het ek 'n strafreg professor gehad, Kobus van Rooyen. En Kobus van Rooyen het altyd gesê, een van sy geliefde storieetjies wat hy vertel het, hy het gesê, daar's altyd 'n koerantverkopertjie wat gesien het wat het gebeur. Jou werk as lawyer, kry daai koerantverkopertjie. En jy weet, kyk, 'n ander ou vertel vir my, een van die maniere waarop die ANC geld uit die land uitvat, is hierdie ouens as hulle so travel, het hulle 'n government kredietkaart, wat nie 'n limit op het nie. En dan trek hulle cash by die ATM's, soveel as wat hulle kan. En dan deposit hulle daai cash in daai land in 'n bankrekening in daai land. Nou, die FICA wetgewing bepaal dat jy met 'n deposit kan verify die source van die deposit. Baie motorhandelaars en so ook, hulle vat nie cash vir 'n kar nie. As jy daar inloop met 'n tas cash, moeilik om in Europa en Amerika kontant te bank. Jy weet, ek dink in Amerika jy kan mos tot $10,000 kan jy kontant, okay. Maar as dit oor 10,000 gaan, dan moet jy dit verklaar. Jy weet, dan word dit verklaar en onder tipe goed. Jy weet, om die dwelmhandel te stuit, sulke goed. So, want die motorhandelaars hier by ons, as jy met daai tas cash daar inloop, dan moet hy daai kontant wat jy daar het, moet hy dadelik rapporteer by SARS. En SARS moet 'n clearance gee dat jy dit kan vat of nie. So, daar's baie van daai ek het 'n ou geken en sy pa, ek weet nie, 'n Porsche handelaar of iets gehad, ek weet nie. En hy sê, jy weet, daar sulke skroothandelaars, jy weet, 'n skrootwerf of 'n ding het, daar aangekom met so 'n skoendoos vol kontant, jy weet, en dan het hy net so die Porsche betaal, jy weet, maar destyds kon jy dit nog doen, en deesdae nie. Ja, so hierdie ouens, soos jy sê, ek dink hulle begin bekommerd raak, jy weet, want hulle gaan vasgevat word.
Kyk, ons mense sit nou maar hier baie passief op 'n manier. Alhoewel ek dink die Trump ding het tog iets wakker gemaak. Dis asof daar nou, jy weet, ons is nie meer sulke slaapwandelaars nie en mense begin nou besef hierdie ding is nie so onafwendbaar nie. Dit is nie so, jy weet, dis nie karma of wat ook al dat ons deur die ANC regeer moet word. Daar's baie ander dinge wat ook moontlik is. En as jy nou maar as jy nou praat van die land gaan balkaniseer, ek dink tog, kyk die sake sektor is baie bang daarvoor, want dan gaan, jy weet, die ekonomie getref word en jy gaan nie meer, as dan nou oral grense moet opgaan, dan gaan jy nie meer, as jy nou 'n Pick n Pay het of 'n Woolworths of 'n Checkers of wat ook al. Jy weet, jy gaan nie meer jou vragmotor so maklik van die Kaap af hiernatoe kan stuur en jy weet, dit is een land kan een mark kan bedryf nie. So ek dink daar gaan tog 'n poging wees om een of ander ten minste die ekonomiese integrasie te behou, maar ek dink die politieke integrasie, dit gaan drasties verander. En ek dink ook dit moet verander. Want ons kan nie aangaan soos nou nie. Jy weet, dat hierdie een kliek van ANC's, jy weet, 'n paar ouens daarbo, hulle beheer alles, die finansies van die land, die weermag, die polisie, jy weet, hulle het eintlik absolute mag, en selfs is hulle nou op 40% steun of iets, dit pla hulle lyk my glad nie, en die DA is maar net te gretig om hulle te help regeer. Wat sê jy, Dan? Wat gee 'n staat die reg om aanspraak te maak om 'n staat te wees? Dis 'n baie interessante probleem daai. Jy weet, toe ek 'n student was by Wits destyds, het ek het so 'n boek gelees van Amerikaners en naam was Robert Nozick. En ek dink die ding was titel was iets soos Anarchy, State and Utopia, maar die uit myself tot anarchisme bekeer vir 'n paar maande, maar hy was eintlik meer van 'n regse anarchis, in die sin dat hy wou juis 'n libertariese soort anarchisme, en hy het juist die argument gemaak dat die staat, daar's niks in die sterre geskryf of wat ook al, wat bepaal dat die staat behoort mag oor jou te hê nie. Die staat vat maar eintlik net daai mag, en dan vaardig hy al hierdie wette uit en so meer, en hy dwing dit met geweld af. Maar ons is niks aan die staat verskuldig nie. Jy weet, dit is kyk, dit kan ook vir ons nuttig wees om 'n staat te hê wat bietjie die paaie bou en en soms ons ook dalk beskerm, maar in Suid-Afrika beskerm die staat jou glad nie. Jy weet, die polisie, as iets met jou gebeur, die bel die polisie, jy sal nie eers deurkom nie. Dis nee, daar's 'n groot element van waarheid daarin dat die staat behoort nie eintlik soveel mag oor ons te hê nie. En my argument is die staat moet drasties in Suid-Afrika moet hy drasties verklein word ook, want hulle sê, ek het nou nog 'n ou gehoor wat sê daar's net 7 miljoen mense in Suid-Afrika wat werk en belastings betaal, en daar sê maar, jy weet, die top 1 of 2 miljoen, hulle betaal eintlik al die belastings in die land. Ja. En die res is staatsamptenare wat deur die belastingbetaler betaal word. Hulle werk nie, hulle jy weet, hulle is net 'n koste vir die res van ons. En dan is daar nou hierdie miljoene, 20, 25 miljoen of selfs meer, wat almal toelaas kry. En dit kom ook van die belasting betaal. So die staat is een groot, en natuurlik die ANC staat veral is een groot parasiet wat ons uitsuig. En ek dink in die FSA, jy weet, Trump en veral Elon Musk, hulle probeer ook die staat daar kleiner maak, jy weet, en dis hoekom hulle soveel staatsamptenare afdank en die staat meer doeltreffend maak en alske tipe goed, maar ja, jy weet, ek dink in lande soos Nieu-Seeland het hulle die staatsdiens grootendeels op ek het al gehoor, ek weet nie wat waar is nie, maar dat hulle die ding heeltemal net op die internet gesit het. Jy weet, so as jy iets nodig het, dan doen jy 'n internettransaksie en dan stuur hulle vir jou paspoort of wat ook al. Maar in elk geval in Suid-Afrika, die enigste nut wat die staat vir jou het, is om vir jou 'n ID te gee en 'n paspoort. Maar
deesdae die banke vervul mos ook daai funksie. So jy kan na Standard Bank of Nedbank of FNB toe gaan en jy kan daarso vir jou ID of 'n paspoort gaan kry. Ek het eendag vir my seun binne 2 dae 'n paspoort gekry. Jy weet, dit is, ja, so ons het nie die staat eintlik nodig nie. Daar moet net 'n stelsel wees wat hierdie goed hanteer en dan daai klomp staatsamptenare in daai geboue wat vet salarisse trek. Daar's mos ook die ding dat ons staatsamptenare is die hoogs besoldigde ter wêreld. Jy weet, as jy kyk na die gemiddelde inkomste van die land, dan verdien hulle die hoogste salarisse van enige staatsdiens ter wêreld. Jy weet, as jy hierso As jy so 5000 van hulle wat miljoen rand 'n jaar verdien. Nee, ek dink is 50.000, weet jy. 50.000, okay. Ja, wat 'n miljoen rand 'n jaar verdien. En as jy hierso Kyk daai prentjie op die skerm. sien jy daai prentjie? Now you know why SA is bankrupt, is the VAT. Ja. Ja, nee, ek sê ons het ook natuurlik die meeste ministers en wat ek al. En daar's mos iets soos 283 generaals in die weermag ook. Ek dink die Amerikaanse weermag tipe van 4. Jy weet, hulle praat mos van 'n 3-ster of 'n 4-ster generaal of wat ek al. Ek dink hulle het net 3 of 4 van daai topgeneraals, dis al. Maar ons het 283 generaals. En ons Ek het gehoor 400 en ek het gehoor ons het 400 generaals. Dis iets soos 1 generaal vir elke 73 manskappe. In Amerika is dit 1 generaal vir elke 10.000 en iets manskappe. Ja. Nee, verseker, jy weet, en hulle kan nie eers daai, ek weet nie, hulle is mos nou so half, ek lees, hulle, daar's 'n klomp van die soldate en hulle moes vasgekeer daar in die Kongo. En hulle kan hulle nie eers hiernatoe terugbring nie. Hulle het nie die voertuie of logistiek om hulle terug te bring nie. In al hulle toerusting en kanonne en wat ook al is daar. Hulle weet ook nie hoe om dit terug te bring. Jy weet, dit is net eenvoudig belaglik. Ja, jy weet, ek sê 'n staat verdien die reg om homself 'n staat te noem, gebaseer op sy staatsdiens. En as jy gaan kyk objektief na Suid-Afrika se staatsdiens, is daar nie een departement wat funksioneer nie. Ja. So waarom moet hulle staat maak? Wat gee hulle die reg om hulle self 'n staat te noem? Die enigste ene wat miskien nog werk is die inkomste diens, want ek dink Ja, maar nou is daar baie sterk besprake en baie artikels wat ek al gelees het. SARS is maar eintlik onder beheer van my famous XXX, jy weet, onder die globalists control SARS. Ja, ek dink jy's waarskynlik reg. Ek meen, as jy mooi dink daaroor, Dan, die Reservebank is 'n private instansie, dis nie 'n staatsinstansie nie. Dis 'n private instansie. En dan moet jy maar gaan kyk na die aandelehouding, dan sê jy kom, dis maar weer XXX, jy weet. En dan vat jy dat die Reservebank het groot blokke aandele in die 5 groot handelsbanke. En dan kry jy nou 'n situasie hier by ons wat nou besig is om te ontstaan en ontwikkel, is dat die Reservebank sê vir die staat wat se wetgewing wil hulle hê. En die staat bring daai wetgewing in. En dan kom daar dieselfde Reservebank en die handelsbanke en hulle dwing daai wetgewing af. So die Reservebank is nou eintlik al ook wetgewende gesag en uitvoerende gesag. Ja, nee, ek het ook 'n baie treurige geskiedenis met die Reservebank, want hulle het op 'n stadium, jy weet, in ons praagrekening was daar van my persoonlike fondse en hulle het wat ons nou maar gebruik het om onsself van die gang te hou en bietjie rente te verdien en al sulke goed. En toe sê hulle ek het valutabeheer oortree in die volgende oomblik toe daar was 4,5 miljoen rand in die rekening, toe vat hulle dit net. En hulle het 'n regulasie van 1961 wat bepaal wat hulle daardie mag gee. As jy gaan kyk na al die hofsaake in die howe, daar's omtrent nie een wat individu al teen die Reservebank gewen het nie. Dis eenvoudig verregaande. Jy weet, hulle maak presies net wat hulle wil. En dan het jy nou natuurlik vir Cyril Ramaphosa wat daai, jy weet, hy het mos ek weet nie, die $1 miljoen in sy rusbank gehad en hy het niks oorgekom nie. Hulle het nie sy dollars gevat nie. Hy het ook nie oortreding begaan nie, niks. Jy weet, so dit wys vir net in watse land
korrupte land ons bly. Jy weet, daar's een stel reëls vir die gewone man en daar's 'n ander stel reëls vir hierdie oligarge. Ja, die elite wat ons beheer, wat die land beheer en wat hom plunder. En jy weet, dit is ons het nie 'n demokrasie nie. Ons het 'n diktatoriale demokrasie. Die demokrasie werk net vir daai tyd wat die ouens daar by die stembussies rond is. Maar na daai stem gewerp is, dan is daar nie meer demokrasie nie, want daar was 'n klein selected groepie wat besluit wie gaan parlement toe, en daar in die parlement is dit weer 'n klein geselekteerde groepie wat besluit watter ouens gaan watter uitvoerende poste kry, en so word alles bepaal en beplan en gedink. Maar ek is vas oortuig daarvan dat Trump se main mission is om die ANC te vernietig. Nie Suid-Afrika nie, die ANC te vernietig. Die ouens is moeg. Jy weet, as jy na die BRICS kant kyk, die Russe en die Chinese kan sien wat het die ANC gedoen met Suid-Afrika. Hoe het hulle Suid-Afrika verwoes? Want die Russe en die Chinese weet wat Suid-Afrika was. As jy vandag gaan kyk na die Chinese ekonomie, daar way back in die laat 80s, vroeg 90s, toe die Chinese nou gaan sit en besluit het, alright, hulle gaan nou hierdie kommunisme ding op die agterbank sit, hulle wil hulle land ontwikkel. Toe sit hulle so onder mekaar en gesels en hulle het besluit baie vinnig, hulle wil nie 'n kapitalistiese stelsel hê soos wat in Amerika is nie. Want hulle uitgangspunt was, in so 'n stelsel sal die kapitaliste éventueel die regering wees, as gevolg van hulle geldmag. Toe is daar een Chinese wat daar een kant sit en hy sê, toe hoor jy sommer, gaan kyk 'n bietjie daar in Suid-Afrika, wat het die boere gedoen? Toe kom check hulle nou mooi, dan sê hulle, okay, maar hierdie SOE's, dis 'n baie goeie plan. Want dit gee die regering nog steeds 'n goeie grip op die ekonomie. Maar die SOE's verskaf die on-ramps vir die vrye markbesighede om in die ekonomie in te kom. En hulle het dit op dieselfde basis ontwikkel. Vandag in China, omtrent 65% van die Chinese ekonomie is SOE's en die res is nou private. Maar kyk hoe loop hulle ekonomie. Van 1990 af tot laas jaar het die Chinese 800 miljoen mense uit poverty uitgeluk. Die ANC het reg gekry om in daai selfde 30 jaar 60 miljoen mense in poverty in te sleep. En jy weet, so hulle weet wat is hierdie ANC besig om te doen. Ek meen Xi Jinping het in 2023 met die BRICS beraad, het hy reguit vir Ramaphosa in sy gesig gesê, jy moet hierdie BEE storie stop. Daai ding werk nie vir ons nie, stop hy ding. Maar hulle vir hulle vat en hulle af. Nou as jy kyk, die Russe, as jy mooi dink, wat ek nou vir jou gaan sê is, hoeveel keer sien jy in ons media, dat die Russiese ambassadeur verskyn saam met 'n senior ANC member van die regering? Ja, dit gebeur baie min, ja. Jy sien dit net nie, dit gebeur net nie. En, jy weet, so op die einde van die dag, hulle weet, ek het ek 'n video gemaak, 'n letter to president Putin, waarin ek, jy weet, nou maar net ons saak gestel het. En toe kontak 'n vrou my uit Europa uit op Twitter en sy sê vir my, hoorie, ek wil net vir jou sê, ek is 'n Suid-Afrikaanse girl wat getroud is met 'n Russiese ambassadeur hier in hierdie land. Ek kan nou nie die land onthou waar hulle is nie. Dus ek het nou na jou video gekyk en na ek nou die trane afgevee het ek nou want jy het die teks, die skrip, het jy gelaai, ek het daai skrip gevat en vertaal in Russies, want ek sien jy het op jou video het by Google Translate mis maar so 'n bietjie hier en daar. Maar in any case, so ek het jou teks getranslate en ek het die video op 'n stokkie gesit en vir my man gegee. En hy het vir my gesê hy gaan dit in Lavrov se hande vir hom sit. Toe kry ek 'n boodskap van 'n vrou in Moskou. Toe sê sy vir my,
Sy het die video op 'n stiek gesit, sy het die vertaling gedoen van die teks en daardie is op Putin se lesenaar neergesit. En toe kry ek 'n boodskap weer van haar af omtrent so 2 weke later, toe sê sy vir my, okay, Putin het vir Lavrov opdrag gegee om te kyk wat gaan aan met die boere in Suid-Afrika. En Lavrov het dit na sy Afrika desk toe oorgepas vir navorsing. So hulle weet presies wat hier aangaan, Dan. Daai ouens weet presies wat hier aangaan. Trump weet presies wat hier aangaan. Xi Jinping weet presies wat hier aangaan. Maar met hierdie breek wat daar gekom het van, ek wil amper sê die Weste weggebreek het van die ANC af, is al daai beskerming, daai media beskerming wat die ANC gehad het, is weg. Is weg. En die mense sien die rou waarheid. Nou is die ANC ontdood vir wat hulle is. Ja, nee, jy sit hom reg. Alhoewel ek dink hulle het nog 'n mate van beskerming van ons media hier. Ja. En dan die Britse media ook, want jy weet as ek het nou so 'n ding, ek het ook so 'n video daaroor gemaak. Jy weet Max de Pre het so 'n ding in die Londense Guardian geskryf. Jy weet waar hy noem nie eers plaasmoorde daarin nie. En daar's geen probleem in Suid-Afrika nie. Alles gaan goed. Jy weet, en dis net regse propaganda of iets dat daar nou 'n probleem in Suid-Afrika is. So ek dink, jy weet, die Britse media is nog steeds pro-ANC, maar die interessante ding, dink ek, jy praat van die Weste wat weggebreek het van die ANC, ek dink dis in 'n mate waar, maar ook dat die Amerikaners weggebreek het van die Britte af. Ja. Want jy weet, die Britte al jare lank, weet Brittanje beskik nie meer oor die vermoëns om, jy weet, mag globaal te projekteer nie. Jy weet, Brittanje is 'n land soos Italië of iets, jy weet. Ek dink Kalifornië se ekonomie is al groter as Brittanje se. So, jy weet, die Britte, maar hulle het al die tyd die Amerikaners gemanipuleer om bepaalde goed vir hulle te doen, en hulle wil baie graag natuurlik hierdie oorlog in die Oekraïne aan die gang hou, en nou wil hulle hier die Franse en die Duitsers moet gaan oorlog maak teen die Russe in Oekraïne, want die Amerikaners is nie meer so lus daarvoor nie. Jy weet, hulle is nie meer lus om die hele ding te finansier nie. So, die Britte is nou eintlik baie geïsoleer, en dis ook hoekom al hierdie goed nou begin gebeur, want ek dink, jy weet, die Britte en veral die Britse media was van die begin af, van die 50er jare af, was hulle agter die ANC, en hulle het dit so opgebou tot, jy weet, hulle die hele kultus rondom Mandela geskep, en al die internasionale publisiteit gehanteer vir die ANC. Trouwens, die geld vir die ANC is gewas deur die St. Paulus Kathedraal in Londen. Jy weet, deur die Anglikaanse kerk. Die Anglikaanse kerk was eintlik het 'n groter rol gespeel as die kommunistiese partye in Suid-Afrika, of die twee het mekaar maar net aangevul. As jy dink die Waarheids- en Versoeningskommissie, dit was 2 Anglikaanse priesters wat dit gedoen het, jy weet. Die Anglikaanse kerk het ook, jy weet, in Soweto in 1976 die onderwysers en toe die leerlinge opgesweep teen Afrikaans. So, maar die Britte het nou, ja, daar's 'n groot uitval tussen hulle en die Amerikaners, en hulle sit nie meer om dieselfde vuur nie. Dis vir ons, dis hoekom daar nou vir ons 'n verskriklike groot geleentheid in is. En ons moet hierdie potensiële vriendskap met die Amerikaners moet ons nou, jy weet, kultiveer, en ons moet dit pamperlang, en ons moet die Amerikaners kry om die druk op die ANC te verhoog. En jy weet, ons het 'n betoging gehou nou Vrydag voor die Amerikaanse, op Goeie Vrydag voor die Amerikaanse ambassade daar in Pretoria. En toe sê iemand daar, ons moet eintlik die Amerikaners kry om die Suid-Afrikaanse sokkerspan te verbied by volgende jaar se sokker wêreldbeker, want hulle bied blykbaar, die Amerikaners bied die sokker wêreldbeker in Amerika aan. So laat hulle verbied, laat Bafana nie daar gaan speel nie, want hulle sing julle boere in Suid-Afrika, en hulle het 142 rassewette teen ons gemaak. Jy weet, so, en ek dink die Amerikaners is vatbaar vir so iets, en daar's ten minste 2
wat noem hulle afgevaardigdes uit Texas, wat die een gaan ons is besig met 'n wet om die ANC, jy weet, getekende sanksies teen hulle te pas waar hulle verbied word om Amerika te besoek of bankrekeninge daar te hê en al sulke goed. Ja, en die ander ou hy is mos besig met die Afrikaner wet wat ons almal nou vlugtelingstatus gee in Amerika. Die een ou se naam is Andy Ogles, dink ek. Ja, so daar's al hierdie goed wat aangaan, maar nou van ons kant af, ek dink ons is nog steeds te passief. Ons moet nou baie aktief raak en ook uitgesproke en ons moet begin eise stel, jy weet, van hoe dinge vorentoe moet lyk. Want soos jy sê, die wiele gaan afkom. Ongeag wat ons doen, die wiele gaan afkom en ons moet reg wees met 'n nuwe plan. En ek dink die plan is Suid-Afrika, as die land gaan voortbestaan as een land, moet dit 'n konfederasie wees. En die sentrale regering moet baie min magte hê en dit moet afgewentel word na plaaslike vlak toe, na kantons toe of iets van die aard. En ons moet ons eie veiligheid, eie gesondheid, eie onderwys, alles beheer. Jy weet, die Reservebank is ook 'n ander kwessie van wie gaan opeindig met al die staatsskuld en wat gaan die Reservebank se rol wees? Maar jy weet, daar is 'n soort van 'n monetêre eenheid mos tussen ons, Namibië en Swaziland, Lesotho. Ek dink af te water hoor, want jy kan nie meer EFT transfers doen tussen ons en ons buurlande nie en sulke dinge. Ek het 'n vermoede dat hulle is besig om die Suid-Afrikaanse finansiële stelsel reg te maak om te kan inskakel by die BRICS-sisteem. En ek vermoed dit is wat ook aan die gang is op sekere vlakke, want die BRICS-stelsel is gebaseer op die blockchain en dit is 'n baie stabiele ding en traceable ding en al daai tipe van goed boonbehalwe dit. Maar wat belangrik is, geen enkel land het beheer oor die stelsel nie. Geen enkel land het beheer daaroor nie. En dit is hoekom die Russe baie pro Bitcoin en Ethereum is. Want niemand kan dit beheer nie. Dit is nie in iemand se beheer nie. Dit is 'n blok en that's it. Ek meen die Iranese, ek het inligting oor dit, dat al hierdie jare wat Iran so onder sanksies is, die bulk van hulle international trading het hulle gedoen in Ethereum en 'n groot deel in Bitcoin. Maar die feit van die saak bly net dat ek hoor wat jy sê dat ons moet meer proaktief raak. Nou, kanale soos joune en kanale soos myne, ons maak die uitsprake en ek het al gelukkig baie goed gekry wat die ouens stukkies van my video's uitknip en aan die wêreld instuur en so, jy weet nou, want ek kan nogal verbaal raak as ek moet, verbous en ek wil 'n spyde fucking bulldozer, ek gaan nie vir jou, ek gee nie om vir jou gevoelens nie hoor. Maar as jy opgefok het jy opgefok. Daar sê jy 'n ander woord daarvoor nie en dan moet jy mooi woordjies daarvan te wil maak. Ja, wat bereik jy op die einde daarvan? Maar dat die ANC se dae getel is, dan dit is vir my 'n uitgemaakte saak. Hoe hulle gaan val, weet ek nie. Maar jy het nou genoem van daai ou in Texas wat nou daai privaat sanksies wil hê. Daar's 'n ander wet wat hulle mee besig is. Wat die Trump binnekring push daai ding. Hulle wil Suid-Afrika verklaar as 'n staat wat terrorisme ondersteun. Ja. En dit is nie inligting nie, dis inligting wat ek nou vir jou gee. En die ou sê, die probleem met dit is, as so 'n verklaring gemaak word, is dit hel om dit ooit weer om te draai. Maar hy sê wat dit beteken as dit gedoen word, outomaties enige staatsamptenaar, as hy sy pote op 'n internasionale lughawe sit, kan hom optel. Ja, en ek dink dit sou ook dan beteken dat ons van die SWIFT-stelsel afgaan. Jy weet, in die Suid-Afrika, kyk, in Europa het hulle eie betaalstelsel in die euro en dit werk selfs, kyk, is mos SEPA, Standard European Payments Association of so iets. Dit werk selfs in ponde
na Engeland toe, maar jy weet Suid-Afrika is geheel en al afhanklik van SWIFT. Jy weet, as jy enige iets van hier af wil betaal, en maak nie saak in wat se geldeenheid dit is nie, dan moet dit via SWIFT geskied, wat in elk geval baie duur is, en ons banke natuurlik byt mense ook verskriklik uit daarmee. So ja, as so iets gebeur in Amerika, dat ons tot staat verklaar word wat, jy weet, terreur ondersteun of gemoed is daarmee, ek dink dan gaan ons net daar van SWIFT af, en wel die Amerikaners kan ook verklaar dat ons nie meer die dollarstelsel kan gebruik nie, en ons is ook verskriklik afhanklik daarvan, want enige, selfs al doen jy 'n transaksie in Japaneese yen of Koreaanse won of wat ook al, Suid-Koreaanse won, daai eerste been is 'n dollarbeen, tussen die rand en die dollar, en dan kom dit ook alles tot stilstand. Jy weet, nou dis wat hierdie BRICS, hierdie BRICS eenheid, hy bypass al daai goede. En dit plaas die ouens wat deel is van daai BRICS chain in die posisie dat hulle kan met mekaar besigheid doen in hulle eie geld. Ja, goed, maar dan sal ons sal kan besigheid doen met sake doen met China, met Brasilië miskien, en paar ander, maar jy weet, ons grootste handelsvernoot is seker nog maar steeds die Europese Unie, en ek dink nommer 2 is, wel, ja, en China en VSA. Maar goed, maar met die westerse wêreld sal ons nie meer kan eintlik vreeslik handel dryf nie. En dit gaan 'n groot, dit sal waarskynlik hierdie ekonomie die doodskoot gee. Jy weet, so dit sal 'n krisis veroorsaak. Ek het met 'n boer gesels wat 4 jaar terug begin het om sy vrugte uit te voer. Hy is aan die Weskaap en hy voer sy vrugte uit Vietnam toe. Toe sê hy vir my, die ding wat hy nie kan verstaan nie, is dat die georganiseerde landbou so vasklou aan Amerika en Europa as bestemmings. Hy sê, hy het toevallig 'n ou kontak gemaak in Vietnam, en hulle begin gesels, en hy houdt van vir wat doen nie, en hy het verduidelik, toe sê, maar hoekom voer jy nie van jou goed uit hiernatoe nie, ek kan dit nie verkoop, jy weet, en toe hulle maar dan begin met hulle praatjies, en sovoorts, en die volgende jaar, toe voer hy niks uit, hy het uitgevoer na Europa toe voer hy niks uit Europa toe, hy voer al sy goed uit na Vietnam toe. Hy sê die verskil is, die Vietnamese vra vir hom, hoor hierso, wat se pesticides gebruik jy? En dan sê hy vir hulle die handelsname van die goed wat hy gebruik, en dan vra hulle vir hom, okay, jou verpakking, en hy gee vir hulle hoe is sy verpakking, en daai dinge, en that's it. Hy sê, dis al waarna hulle belangstel. Hy sê, hulle vra nie vir hom, hoeveel betaal hy sy labor nie, en hoeveel ouens in sy labor is op die plaas bestuur, en al die goeders nie, en het voorskrifte van al die dierprosesse wat hy moet volg aan sy kant, voordat hy daar hulle toe mag uitvoer nie. Hy sê, niks van daai ding nie. Hy sê, hy het nou in die laaste 4 jaar, vandat hy nou daar uit, het hy amper sy boordkapasiteit, sy boorde op sy plaas verdubbel, want hulle vat alles wat hy produce. Nou, die realiteit is, kom ons praat dan, sê die Westerblok en die BRICS-blok. As jy net in die BRICS-blok kyk na China en India, dan is dit 3 biljoen mense. Dis about die helfte van die wêreld se populasie, man. Nou ek sê altyd, daar's mos meer appelvreters in China as wat daar appelvreters in Europa is. So, maar voorlopig is die koopkrag nog, jy weet, tamelik in die weste, veral in Amerika. Dus ek dink dit maak sin om soontoe uit te voer, en ek het ook al gehoor daar, kyk, vir ons is mos die grootste uitvoerder van pomeloes ter wêreld. Ek dink ons het iets so 70% van die mark, van die wêreldmark. Ons is nie die grootste produsent nie. Daar is ander lande wat meer as ons produseer, maar vir hulle eie gebruik en so. En ek dink dit werk ook op die grondslag dat in die Europese winterseisoen, dan gaan, as dit somer hier, of liewer in andersom, dan gaan ons pomeloes, of in hulle winterseisoen, nee, hoe werk dit nou om? Goed, as ons winterseisoen het hier, dan is dit pomelo-tyd. Okay, dan is dit somer by hulle, dan het hulle nie sitrus nie. Dan gaan ons sitrus na die Spaanse pakhuise toe, en van die Spaanse pakhuise af versprei hulle dit reg oor die hele Europa.
Ja. So jy weet daar's 'n soort van 'n sinergie tussen ons en die Spaanse pakhuise en dis maar hoekom 'n groot deel van veral van ons sitrus Europa toe gaan. En ek het 'n ander ou gemeen gesels wat hulle het 'n wynkelder daar in die Kaap en sy pa het 5 jaar terug ook bloot toevallig met 'n Russiese persoon te doen gekry en so voorts. En toe het hulle begin gesels en wat. Maar lang storie kort, toe stuur hy 'n paar kratte van die wyn na die ou toe in Moskou. En so 'n paar weke later toe kom die ou na hom terug en sê van right. Is jy reg vir 'n order? Hy sê want die mense like jou wyn kwaai hierso. En die ou sê ja, wel dit hang af of jy lê. Hy sê op die einde toe maak daai Rus sy pa se pakhuis leeg. Vat alles wat hy het. So jy weet, dit is die probleem wat ek is ten gunste daarvan dat ons meer moet handel dryf met die Russe en ook met die Verre Ooste, China en al hierdie plekke. Jy weet, China is 'n fantastiese, wel die hele Ooste is fantasties. Jy weet, dit is laagste misdaadkoerse ter wêreld. Ja. Jy weet in Japan het die polisie nie eens iets om te doen nie. Dit is verveeld want daar gebeur net nie misdaad en jy weet dis ordelike samelewings. Kyk, daar's maar 'n bietjie korrupsie ook in China, maar jy loop nie gevaar daarso om aangeval te word, jy weet beroof te word en al daai tipe goed soos jy hier het nie. En as jy kyk tegnologies is China besig om ongelooflik vooruit te gaan. Hier is China wat lyk soos iets uit wetenskap fiksie. Jy weet dit is hulle is ver verby Amerika wat dit. Ek het gisterand na 'n Chinees beluister. Sê die Chinees, ja, hierdie handelsoorlog en alles en so. Hy sê maar Amerika het 'n moerseklomp geld gemaak in hulle handel met China. En China het 'n moerseklomp geld gemaak in hulle handel met Amerika. Hy sê maar in China het die Chinese regering die geld aangewend om die mense se lewens beter te maak en beter paaie, beter spore, beter geboue, beter skole, beter alles. Hulle het belê in hulle mense. Die Amerikaners het belê in oorloë in ander lande. Hy sê nou is Amerika finansiëel heel diep in die moeilikheid en nou wil hulle China, die vinger na China wys, maar ek gaan nou hier ten einde, ons is nou amper by 'n uur dan. Toe sê hy 'n ding. Toe sê hy wat nou besig is om te gebeur met hierdie handelstariewe. Die Chinese vervaardigers van daardie luukse produkte wat Amerika toe gaan, begin nou video's op TikTok sit en so, waar hulle vir die mense wys wat kos daai goed regtig. Toe wys hy daar 'n handsak wat gemaak word. En die ou verduidelik, jy weet die leer kom uit dink Spanje uit en al die hy sê dis 'n topgehalte ding. Hy sê maar daardie handsak, na hy nou gemaak en aan mekaar gesit is in China, dan kos hy daai brand betaal vir daardie handsak $350. Maar hulle verkoop dit vir 10 en 12 en 15 en $18,000 in Europa in die boutiques. Hy sê okay. Ek het dit ook al verneem of gesien, ja. Ja, nou jy sien dis daai tipe van ding verskaf, ja, van China. Nou sê die ouens as die Chinese daai Apple iPhone wat hulle in elk geval bou, hulle bou die ding. As hulle hom onder hulle eie label in die mark insit teen 'n kwart van die prys wat die iPhone kos. Dis dieselfde ding. Dan kan hulle die Apple company collapse. En interessant, net na die Chinese met daai ding begin wat hulle nou so die kospryse begin wys. Toe verander Trump die tariffs op electronics. So in 'n mate probeer hy nou vir Apple en so beskerm. Maar wie's die ouens wat die spit afbyt? Die Amerikaanse consumer. Hulle byt die spit af. Nee, dit is so en ek dink dit gaan, jy weet, ek dink Elon Musk het ook al vir Trump daaroor gekritiseer en gesê dit maak nie sin nie. Maar hulle het, ek dink Trump en sy administrasie het so 'n plan om hierdie ander lande te intimideer om jy weet, meer van hulle produksie na Amerika toe te skuif. Ja.
Want die Amerikaanse maatskappye het ja, jy weet soos Apple het al hulle fabrieke en goed is nou Ja. Ag, ek meen selfs hulle koekie fabrieke en goed het geskuif, man. En dit was alles gedoen onder daai liberales demokrate in Amerika wat die kapitaliste hulle sin gegee het. Ek meen Trump het reguit toe daai ouens in sy vorige termyn toe hulle van die vervaardiging in Michigan wil skuif Mexico toe. Toe sê hy, julle is welkom, skuif dit. Ek weet nie watter karre was dit nie. Sy skuif dit. Ek sê net vir julle gaan 50% terf betaal. Toe die abandon hulle daai ding. En hulle skuif dit toe nie. Jy weet, so Maar ek sien nou wat interessant vir my is daai wat se onnom Gretchen Waldmeer of so iets. Sy is die gouverneur van Michigan. En wat is so 'n naam? In 'n geval. Sy stem eintlik saam met Trump, alhoewel sy is van die Demokratiese party. Ja. En sy stem saam met Trump dat hulle die poste weer terug in Amerika moet kry. Want Michigan was op 'n stadium natuurlik en jy weet in Detroit was die hoofstad van motorvervaardiging in die wêreld. Ja. Maar alles word nou buite Amerika gekeer. Ja. So daai is die regte beweging en ek dink dalk dit wat ek nou gesien het wat Rubio kwyt geraak het gister waarin hy gesê het kyk as hierdie ouens in Rusland en Oekraïne nie wil party toe kom met 'n vrede nie, we're gonna walk away. En toe net kort daarna toe Trump dit beamoen. Ek dink Trump moet versigtig wees dat die newcons en die warmongers hom nie vang in 'n quagmire in Oekraïne en in die Midde-Ooste nie. En om daar so besig hou dat hy nie die dinge in Amerika doen wat hy moet doen nie. En ek dink hy is bewus daarvan. Maar ouens soos Elon Musk sal hom wakker hou oor dit, jy weet. As ek net kyk, nou die dag sien ek net Elon Musk vra op Twitter, as jy daai foon van hom kan koop, daai selfoon van Tesla, daai Tesla selfoon kan koop, vir $35 'n maand en dit sluit onbeperkte internet access in enige plek in die wêreld, of jy die foon sal koop. Nou, as jy vat, jy weet, daai fone word verkoop vir $3,500, jy weet, sy ewe knie. Hier koop jy 'n Tesla foon vir daai bedrag en jy het wêreldwyd internet access. Hierdie ding van Ramaphosa met Tesla, met Starlink, gaan lelik backfire hoor. Dit is die ding wat die vonkie wat die vuur in die brand gesteek het daai. Want dit is toe Musk begin praat het op Twitter oor hierdie rasgebaseerde wette. En hierdie ouens kry niks reg om dit geblok te kry nie. Nou sien ek Starlink het aangeskakel vir Lesotho. So, Presies, ja, en ons het dit eintlik nodig, want jy weet, jy dink aan ons platteland, jy weet, daar is soveel mense wat nou, jy weet, wat deesdae ook uit die stede pad gee. Maar sodra jy daar op die platteland is, jy weet, sukkel jy met internet, jy weet, jy het lae spoed en goed, jy weet, ek kan 'n hele fliek aflaai in 4 minute, jy weet, dit is eenvoudig, ek dink nie eers aan spoed as ek iets op die internet wil doen nie, daar's net te veel daarvan, te veel spoed. So, maar as jy draai uit die groot stede weg is hierso, nee, dan sit 'n faktor, en met Starlink kan jy regtig daar sit en jy kan 'n redelike spoed hê en jy kan werk van daar af, jy kan reg oor die wêreld werk. Ja. En jy kan in een van 'n klein dorpie daar sit. Terloops, daai vrou se naam is Gretchen Whitmer. Ek het dit nou verkeerd. Maar ek was aan amper reg. Right Dan. Ek dink ons het 'n lekker gesprek gehad en ek wil vir jou dankie sê vir jou tyd wat jy aan my afgestaan het. Ek waardeer dit geweldig. Daar is soveel topics waaroor ek en jy kan praat en ons moet maar daarna kyk en dan is ons, jy weet, 'n spesifieke topic pick en dan praat ons oor die topic en ons pleis hom bietjie uit en 'n kort ding. Hierdie is nou 'n uur program, maar my kanaal se mense is gewoond aan lang programme want ek doen baie keer live shows wat 2.5 ure is, jy weet, en ja. Die kykers is daar, jy weet, en
Iemand het vir my eendag net gesê, toe sê hy net, jy weet wat ek van jou goed hou, alhoewel dit lank is jy gaan 'n punt deur en die gesprek, die 'n natural death. Dis nie 'n ding dat jy weet, roep vir tyd en daar hang dinge in die lug wat mense nog wou vra nie. Ek waardeer baie werklik jou tyd en natuurlik nou alles in jou hande. Ja, Die boerieman wil praat want as die ouens in general sê vir jou nee, daai ou is gevaarlik, jy weet, maar die feit van die saak bly Dan, ons moet praat oor hierdie dinge. Ons moet vir die mense sê wat aangaan. En hulle moet dit in gewone taal hoor, dat hulle dit self kan verwerk vir hulle self. Ek sê vir jou baie dankie. Is daar iets wat jy vir die kykers wil sê? Nee, wel, dit was lekker om met jou te gesels. Ek dink ons nou 'n hele spektrum van dinge aangeroer. En daar is nog baie om te sê daaroor, maar hulle moet maar dophou wat nou binne die volgende paar dae en weke gaan gebeur. Hierdie ding gaan nie sommer net stille dood sterf nie. Jy weet, in ons hele ding met Amerika gaan baie vinnig begin ontwikkel, dink ek. En ons sal ook begin optree, weet, en soos jy sê, proaktief begin raak. Want dis 'n klomp ander mense en organisasies en so wat eintlik die status quo in Suid-Afrika wil verdedig of hulle wil ons 'n klein bietjie verander. Maar ons moet nou regtig verandering kry, jy weet, want dit kan nie langer so aangaan nie. Ons kan nie toelaat dat hierdie ouens vir nog 30 jaar besteel en bedrieg en bedrieg en jy bedreig met geweld en kieleboer en al daai goed nie. Jy weet, ons het nou genoeg gehad daarvan. En ek dink die hele wêreld en veral die VSA het genoeg gehad daarvan. Ek is nou sommer bereid om nou hyperoptimisties te wees en sê ek wonder of hierdie ANC nog 30 dae gaan hou. Maar kom ons hou duim vas. Ek het dit vir iemand daar in Amerika, ek het gevra, dink jy hulle kan nog so 2 jaar hou? Toe sê die persoon vir my nee, 6 maande. So, ja, jy weet, 30 dae is miskien 'n bietjie min, maar ek dink 6 maande. Ek dink 3 maande. Ek voorsien 3 maande. Ek dink nie hulle gaan 3 maande verbygaan nie, Dan. Hierdie budgetkrisis het hulle nou ontbloot vir wat hulle is, bankrot. Dit is klaar. En dit het hulle verder ontbloot dat hulle weier om die dinge te doen wat in belang van die mense is. Hulle wil dinge gedoen hê in belang van hulle self. En hierdie wetreis, dink ek, is dalk dis dalk nou die strooi wat die kameel se rug gaan breek onder die swart consumers. Ja, maar die ander ding wat ek ook sien gebeur is, jy weet, daar's al hoe meer swartes wat ook baie krities raak oor die ANC, ook op sosiale media. Ja. En daar's 'n soort van 'n regse beweging onder swartes ook aan die gang. Ja. En ons kan nog, dis 'n hele onderwerp op sigself, daai, jy weet wat ou miskien met op is. Ja, ons kan 'n bietjie oor dit gesels in ons volgende gesprek oor wat ons sien op die sosiale media. Weet en ek dink so daar gaan, kyk, as die Afrikaners, as die Engelssprekendes, as die kleerlinge, die Indiërs en die meer konservatiewe swartes, en almal is gatvol vir hierdie stelsel. Ja. Weet hulle. Ja. En dis ek het eendag vir my vrou gesê, toe sê sy ja, maar dis min van hulle. Toe sê ek vir haar, Poppie, as dit net 10% is van hulle, dan is hulle al meer as ons. Moet dit nooit vergeet nie. En ek kan jou garandeer dis meer as 10% hoor. Ek het 'n vermoede dat daai persentasie wat anti-ANC raak en wat sien waar gaan die land heen, is seker nader aan 80% as aan 10% ou man. Want die ouens voel dit in hulle self, hulle kom dit agter. Wie is die ouens wat die negatiewe ding, die negatiewe kant nog promote? Die EFF tipe en 'n paar losbekke in MK. Ek het eendag met 'n MK ou gepraat. Toe sê ek vir hom, "Jy's like man, maar kyk nou hierdie goed." Toe sê hy vir my, "Boerie man, just relax. Those are the people that are in the front and they're the face and they're on the stage and so forth. But they're not in power. The second level is in power. We have got an issue with Zuma and his daughter, but that will be resolved. And these guys in the top is going to die." Nou, jy weet, hy sê dit nou in daai, hoe kan hy sê, jy weet, by wyse van spreuke. Maar soos ek hulle ken, kan dit blerrie maklik letterlik wees hoor. Ja, dit kan. Dan, baie dankie. Goed. En my mense sal hulle weet jy's op Praag TV en
Hulle het baie het my gesê ek moet en jy moet 'n gesprek hou. Ek wonder wat gaan hulle sê. Kom ons kyk wat sê die kommentators. Ek sê vir jou dankie Dan, hoor. Plesier. Lekker dag vir jou.